Goeiedag liefde en welkom weer by ons oordenkendheid saam van my pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan. Baie dankie dat jy saam met ons God se woord ontdek. Nou hierdie week kyk ons na 'n onderwerp wat baie gelowiges soms verkeerd verstaan. Hulle misinterpreteer God se manier en ons lees ons lewens verkeerd. En dit is wanneer God tug. En vandag wil ek begin met 'n baie eerlike vraag. Het jy al ooit in 'n tyd in jou lewe gehad waar dinge begin skeefloop, né? En jy het gewonder, is God al kwaad vir my? Geliefde, baie mense dink so, nee, en baie mense, dalk dink jy so. Wanneer moeilike dinge gebeur, of wanneer God begin werk aan iets in ons harte, begin mense dink, ja, God straf my, hy's kwaad vir my, hy stel nie meer belang in my nie, waar is hy, hy's ver, ons dink allerhande sulke dinge. Maar die Bybel wys vir ons 'n baie anderste prentjie. Luister gou wat sê Job, in Job 5 vers 17 tot 18. Kyk, gelukkig is die mens wat deur God getug word, verwerp daarom nie die tugtiging van die Almagtige nie, want hy doen pyn, maar hy verbind, hy slaan, maar sy hande maak gesond. Geliefde, dit is 'n ongelooflike waarheid. God verwond nie om te vernietig nie, hy werk om te herstel, hy korrigeer om te genees, hy gryp in om ons terug te bring. En dis presies wat die psalmdigter weer vir ons sê in Psalm 119 vers 67. Voordat ek verdruk is, het ek afgedwaal, maar nou onderhou ek u woord. Geliefde, hy sê ek het afgedwaal, maar God se ingryping het hom weer teruggebring. Ek weet nie of jy sien wat hier gebeur nie. God se tug is nie 'n teken dat hy jou wegstoot nie. Inteendeel, dis die teenoorgestelde. Dis eintlik 'n teken dat jy aan hom behoort. Want 'n liefdevolle vader laat nie sy kinders aanhou op 'n pad wat hulle vernietig nie. Nee, hy roep hulle terug, hy korrigeer, hy vorm, hy lei, hy herstel. En daarom moet ons versigtig wees vir 'n baie gevaarlike gedagte. Is jy reg vir hierdie een? Wanneer mense begin dink God het teen hulle gedraai, daai is 'n gevaarlike gedagte, want die waarheid is dikwels eintlik die teenoorgestelde. Wanneer God begin ingryp in jou lewe, is dit juis baie keer omdat hy besig is om jou terug te trek na homself. Nie om jou weg te stoot nie. Hy trek hom terug na homself, omdat hy jou liefhet en hy gaan jou nie los waar jy is nie. En daarom as jy ooit deur 'n tyd gaan waar God aan jou hart begin werk, moenie dink hy verwerp jou nie. Moenie dink hy het jou afgeskryf nie. Sien dit vir wat dit werklik is. Die werk van 'n liefdevolle Vader wat besig is om jou lewe weer in lyn met sy wil te bring. En wanneer ons dit reg begin verstaan, dan verander ons reaksie. Ons begin nie meer wegvlug van God nie, ons begin eerder nader beweeg. Ons begin dinge sê soos, Here, wys my wat u besig is om te doen in my lewe. Here, wys my wat gaan aan in my hart. Here, vorm my hart. Dis die goed wat ons begin bid. Here, help my om reg te leef. En dit is wanneer God se tug begin verander in iets wonderliks. Nie verwerping nie, maar herstel. Nie straf nie, maar vorming. Nie vernietiging nie, maar 'n lewe wat weer vrug dra tot sy eer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, mag ons elkeen lewens lewe wat vrug dra tot u eer. Here, vandag dink ek aan elke persoon wat hierdie woorde hoor en die skrifte lees en dink, ja, ek het nie geweet God werk so nie. Ek het nie geweet God kan ook kies om te tugtig en soms te pynig. Dit alles in 'n proses om te herstel. En daarom kom ek vandag en ek bid vir elke persoon wat hierdie vandag hoor vir die eerste keer en nie regtig weet om te voel daaroor nie, nie regtig weet om te dink daaroor nie. Ek bid, Here, dat u die woord vir ons sal oopmaak, sal oopbreek en berusting sal bring in ons harte, dat ons sal inlê in God se woord in, en God se woord eerder sal toets en seker te maak dat wanneer ons in lyn beweeg met die woord van God, dan sien ons die karakter van God baie duideliker raak. En daai karakter, daai hart en wat Jesus vir ons kom leer het, is dat hy wil hê ons moet lewens lewe wat die Vader eer. En wanneer doen ons dit? Wanneer ons veel vrug dra. En daarom dank ons U, Here, dat U altyd soos 'n wingerdboer naby aan ons sal leef, naby aan ons sal wees, en U sal snoei, en U sal sny, en U sal met ons werk, sodat ons veel vrug sal oplewer. Ons bid dit als in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.